Right, so, hulle sê mos petrol is 'n probleem. En as dit kom by diesel slippies en al die tipe goeders met jou werkers, raak dit moeilik en almal kan nie altyd 'n bakkie kry nie. So, ons is hier by Indigo. Hulle is 'n ongelooflike groot maatskappy en as jy die logootjies sien, sal jy sommer dadelik herken as gevolg van hulle nartjies. So, ons gaan 'n bietjie praat met Kobus. Ons gaan hoor hoekom het hulle oorgeskuif na E-Tech toe en wat het E-Tech vir hulle op die tafel gebring. En die groot ding is ook parte en naverkoopediens. Hierdie goed is gemaak om te werk. En goed wat werk het maar probleme en ons gaan 'n bietjie hoor. Is hulle daar, hoe stap hulle pad saam jou? Kom ons luister 'n bietjie in. Môre Kobus, hoe gaan dit met jou? Nou is hy goed, dankie self. Nee, kyk, julle containers lyk pragtig hier agter. ja, is mooi. So kom ons begin 'n bietjie by die begin. Ons is mos nou hier net buite Burgersfort by Indigo. Vertel 'n bietjie van julle boerdery en wat julle alles doen, waartoe voer julle uit, wat gaan alles hier aan? Julle het elke sitrussuit van die ewenaar hier by julle. Ja, okay, so hier in Burgersfort doen ons narkies en suurlemoene. Uitvoere, ons stuur maar baie China toe. Ja, ons voer redelik baie uit. Meeste is maar narkies hierso, ons het 'n klein blok suurlemoene wat ons doen en ja, dis maar Burgersfort. Ja, as jy mens daai oranje logootjies sien dan dink jy sommer klaar. Jy herken hom sommer daar in Woolies. Ja. Daai narkies. Daai klemmenboltjies. So, ja. Kom ons begin nou, ons is mos nou hier om te praat oor die E-Techs. Voordat ons nou kom by die fisiese bikes, wat het julle laat besluit om oor te beweeg na die elektriese karretjies toe in plaas van die diesel? Okay, ja, so ons het voorheen, ons gebruik nog steeds bietjie petrol motorfietsse. So ons vervang maar die petrol motorfietsse vervang ons met die elektries. Hoekom ons besluit het om oor te gaan is maar maintenance, eerste plek. Maintenance is, dit raak duur, petrol is duur en diefstal. Jy sny heeltemal 'n diefstal van petrol sny jy uit. Daar, ek meen hulle kan niks op die ding steel wat kan wegraak nie. So ja, dit is maar die groot rede hoekom ons oorgegaan het na elektries toe. En dan as ons nou kyk hierso, dis eintlik nogal mooi. Hierso is van die ouer modelletjies en dan hierso is nou die nuwer modelletjies hier links. Wat het vir julle verbeter? Kom ons kyk klaar sommer sien die voortyres, kyk die verskil in daai. Ja, hy is amper 'n pizza slicer, maar hierdie ding is gemaak om te werk. Ja. So verduidelik vir my 'n bietjie in die pad wat julle nou saam met E-Tech gestap het, hoe het hulle kwaliteit verbeter en waar staan hulle motorfietsies nou? Ja, so daar's definitief baie verbetering van die ou modelle af na die nuwe reeks toe. Die tyre is baie goeie voorbeeld. Hierdie goed hou nie lekker met die papwiele. Hulle kry baie papwiele. Die nuwe modelle is baie beter, klaar. Bodywerk, daar's klaar bodywerk wat baie stewiger gebou is. Ek weet hulle het 'n ander veerstelsel ingesit agter om sagter te laat ry. So daar's definitief baie verbeteringe. Hulle kyk wat het op die ou goed wat nie mooi gewerk het nie en verbeter. Gaan aan vorentoe. En dan soos mense ook nou hier kan sien, hierdie goed is gemaak om te werk. Hulle vat 'n hammering maar hulle hou aan. Waarvoor gebruik julle hulle presies hier op die plaas en wat is die doel wat hulle vir julle hier verrig? So meeste word maar gebruik om op en af te ry, die seksiebestuurders as dit plikseisoen is om die plikkers op te pas, samples op en af te ry pakhuis toe terug. Papierwerk rond te skuif, so nou en dan het hulle goed wat hulle moet laai, pype wat bietjie op die besproeiing gedeelte, pype wat hulle moet laai. So dis maar transport, dit vat die voete weg en ry bietjie vinniger. En dit vergemaklik eintlik maar net jou proses, want waar jy gewoonlik een bakkie gehad het, het jy nou 'n klomp van die wat almal in verskillende rigtings in kan span. As hy, ja, en as hulle moet mense rondskuif, hy kan mense laai, ek meen hulle kan 300 kg gewig laai. So ja, nee, hulle werk ons baie mooi. Dan 'n ander ding waarop ek wil fokus is enigiets wat meganies is, het maar slytasie en het maar goed wat 'n hammering vat. En dan is daar hier en daar 'n probleempie wat opduik. En dit is ook 'n groot ding is hierdie goedjies is gemaak om te werk. Jy kan hom nie net hier laat staan in jou stoor nie. Hoe lyk hulle parte en hulle naverkoopediens? Parte baie goed. Ek bel vir Bernard, hy sort my uit met parte. Alles het hulle by hulle opstok. Geen probleem met parte nie. Na diens baie goed, hy kom diens my karretjies vir my. So ja, diens is regtig baie goed. Kan nie kla oor diens en parte nie. Right, so daar het hulle dit. Maar hulle sê mos geen petrol, geen probleem. Dit is mos die slogan wat daar hardloop by E-Tech. So as jy bietjie meer wil uitvind van hulle produkte, hulle reeks wat hulle het, kontak vir Bernard, gaan na hulle webtuiste toe. Kyk hoe kan hulle jou help om op die einde van die dag jou lewe te vergemaklik en jou ketting net bietjie vinniger te laat hardloop en meer effektief te kan laat gly. Dis vir ons Spice, oor en uit.